Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 20 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons baseer dit hoofsaaklik op Markus 11 vers 23. En ek gaan net weer vir ons lees, want ek wil hê ons moet aanhoudend hierdie hoor, dat dit kan vas word, dat dit 'n waarheid kan word, dat dit 'n werklikheid kan word in ons hart, dat ons geloof daarin kan sit, en dat ons hierdie kan sien 'n werklikheid word in ons lewens. Hy begin in vers 22 waar Jesus vir hulle sê, julle moet geloof in God hê. En dan sê hy in vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. En ons het die laaste paar episodes bietjie gepraat oor die krag van ons woorde, en ek wil vandag 'n bietjie aangaan daaroor, oor hoeveel krag is daar werklik in ons woord, en wat sê die woord van dit wat ons in ons woorde dra. Kyk net weer saam met my na hierdie gedeelte. Hy begin voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, dis so belangrik. Hy sê, ons moet vir hierdie berg sê, ons sit ons geloof om in 'n aksie deur te praat. Hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê. As jy jou geloof in daai woorde sit, dat dit wat jy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Geliefde, ons woorde is so belangrik. En ons moet so oplet na dit wat ons sê. Maar ek wil nie net hê, ons moet 'n wag voor ons mond sit nie. Ons moet kyk na wat is in ons hart, sodat ons hart kan verander. Jesus sê op 'n ander plek, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. So ons moet veral kyk ook, wat is in ons hart, dat ons harte verander, dat ons iets anders in ons hart sal plant, dat dit wat in ons hart is, sal uitkom, en dit wat ons sê, sal ons in geloof spreek, en ons sal dit sien gebeur. Ek wil vandag vir ons gaan na so belangrike vers in Spreuke. Is Ina, my vrou, een van haar gunsteling verse, en iets wat sy voortdurend voor haarself hou. Spreuke 18 vers 21 sê die woord vir ons. Dood en lewe is in die mag van die tong. Dood en lewe. Tja, geliefde, besef ons werklik wat hier staan. Weet, ek dink net nou daaraan, hoeveel keer het ons al gesê, as iemand doodgaan, die Here het hom kom haal. Maar hoor jy wat staan hier? Dood is in die mag van die tong. Ek en jy het in ons tong die mag om dood te spreek. Tja, ek dink nie. Ek wil vir ons vandag bietjie na 'n gedeelte toe vat wat vir ons wys hoe dat ek en jy het die mag. Ons het dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Onthou jy ons in ons vorige episode daarna gekyk dat woorde, God kyk na woorde as saad. Ons woorde is saad en ons gaan 'n oes op daai saad gaan ons kry. Of ons saad van lewe saai, gaan ons lewe oes. As ons saad van dood saai, gaan ons dood oes. Hier staan dit, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrugte daarvan eet. Wanneer kry jy vrug? Jy kry vrug op 'n saad wat gesaai is, wat 'n plant geword het en wat vrug voordra. Ons woorde is saad, en daai saad gaan in jou lewe opkom, en jy gaan die vrugte daarvan dra. Maar prys die Here, dis nie net saad van dood nie. Ek en jy kan saad van lewe saai. Ons kan positief praat, en ons sal die vrug daarvan oplewer. Ons sal die vrug daarvan geniet, want dit gaan opkom as 'n vrug. Ek wil graag vir ons vandag bietjie na 'n voorbeeld toe vat in die Ou Testament, wat hierdie vir ons so duidelik uitspel. Jy het dit verseker al gehoor, dat God het vir Israel
'n land beloof, 'n land van melk en honing, wat oorloop van melk en honing, sê die woord. En dan sê hy in Eksodus 23, dan gee hy vir Israel hier beloftes van hoe gaan hy hulle help, hoe gaan hy dit beskik, dat hulle hierdie land kan inneem. En lees gou 'n bietjie saam met my. Hy sê byvoorbeeld in vers 20 vir hulle, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, en hierdie engel is in 'n hoofletter geskryf. So ek glo met my hele hart, hy stuur vir Jesus voor hulle uit. Hierdie was Jesus in sy geestelike gedaante, in sy geestelike vorm. Sê, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Hoor wat sê in vers 22, maar as jy terdee na sy stem luister, en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande, en die teestander van jou teestanders wees. Kan jy imagine, God is jou vyand se vyand? Kan jy dink hoe moet dit wees om God as jou vyand te hê, en hy gee vir Israel die belofte, ek sal jou vyande se vyand wees, en ek sal die wat jou wil teestaan, ek sal hulle teestander wees. Man, wat 'n belofte, daai alleen behoort vir hulle genoeg te wees, maar kyk hoe gaan hy verder aan, hy sê in vers 27, ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring, en ek sal jou vyande vir jou laat vlug. God sê, hy gee vir hulle belofte, ek sal my skrik voor jou uitstuur, en elke volk waarby jy kom in verwarring bring, en ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal ek die perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewiete en die Kanaaniete en die Hetiete voor jou uit verdryf. Hy sê hy sal selfs perdebye gebruik om hulle vyande voor hulle uit te verjaag. Ek sal. So later kom Israel by die grens aan, en ek gaan hier vir ons na Numeri 13 toe gaan. Hulle kom by die Jordaanrivier, en Moses stuur 12 verspieders uit na die beloofde land toe. Ons het nou net gesien, God het vir hulle hierdie land beloof. En God het vir hulle gesê, dis wat ek sal doen. Ek sal jou vyande voor jou uitjaag. Ek sal selfs perdebye gebruik. Jy moet net opdaag, ek sal jou vyande verslaan vir jou. Hulle stuur 12 verspieders, gaan kyk hoe lyk hierdie land, wat al klaar vir my spreek van twyfel, want Moses sê vir hulle, gaan kyk of dit 'n goeie land is. Wat bedoel jy of dit 'n goeie land is? God het klaar beloof, dit is 'n land wat gaan oorloop van melk en honing. Maar dan kom hierdie verspieders terug, en ons ken hierdie storie, maar ek wil hom net vir ons lees, dat ons kan verstaan en kan hoor, wat is in die krag van ons woorde. So 10 van hulle, onthou ons, het 'n slegte verslag gebring, en 2 was baie positief, Joshua en Caleb, hulle was positief vir hierdie ding, maar hoor wat sê hierdie 10, en hulle het hom vertel, dis nou vir Moses, en gesê, ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte, hulle het hierdie massive vrugte gebring, druiwe wat 2 ouens moes dra in 'n druiwetros. Kan jy jou dit voorstel, dat 2 mans, 2 fikse, jong mans, moet dra aan 'n druiwetros. Weet jy hoe swaar moet 'n druiwetros wees? Dis nie een van hierdie wat jy daar by Food Lovers gaan koop, wat dan pas 4 trosse in so 'n klein bakkie nie. Nee, hierdie is 'n parmantige druiwetros, wat 2 ouens moet hom dra tussen hulle. En hy sê, dis so, wat God gesê het, daai gedeelte wat God gesê het, dis waar. Dis 'n land van melk en honing, en kyk hoe lyk sy vrugte. Maar dan kom die maar. Wat is aan die ander kant van my en jou maar? Ons sê in vers 28, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Maar Caleb kon nie hierdie gesane hanteer nie, en vers 30 sê, toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig.
Vers 31, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, die ander 10 het gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Dit was nooit ter sprake nie. Dit was nooit die vraag nie. God het nooit gesê, wanneer julle sterker is as hierdie volk, dan kan julle ingaan in hierdie land in besit neem. Nee, God het gesê, ek is sterker en ek gaan voor julle uit. Ek beloof julle, ek sal hierdie land vir julle gee. Maar wat doen hulle? Hulle sê, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En ek gaan nie deur hierdie hele ding lees nie. Jy weet wat het gebeur. As gevolg van die dood wat hierdie 10 verspieders gespreek het, as gevolg van die negatiewe dinge wat hulle gespreek het, en die negativiteit wat hulle gebring het, en die feit dat hulle God se beloftes vergeet het veroorsaak dat 'n hele geslag, almal wat ouer is as 20, is dood in die woestyn. Hulle het almal vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf en hulle het almal daar gesterf, omdat hulle die woorde van 10 negatiewe verspieders geglo het. Omdat hulle geloof in daai doodswoorde geplaas het, is hulle almal saam dood. Maar hier is vir my die mooi, hier is vir my die positief, hier is wat ek wil hê ek en jy daaruit moet vat, is Joshua en Caleb het aanhou gesê, maar ons kan, want God is aan ons kant. Kyk wat sê Joshua in hoofstuk 14 vers 6, en Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, kyk wat sê Joshua en Caleb in hoofstuk 14 vers 7. Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae aan ons het, en ons weet dat hy het klaar vir hulle die belofte gegee. Hulle sê, as die Here 'n welbehae aan ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. Hulle vertroue was absoluut in God. Hulle het erken dat dit is net God wat vir hulle hierdie land kan gee. Maar hulle het ook erken dat hy is by magte om dit vir hulle te doen. En hulle erken, dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyd, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Kan jy hoor hierdie woorde van lewe? En dis nie emosionele opsweping nie, dis nie mind over matter nie. Hulle het net hierdie absolute oortuiging gehad in hulle hart, dat God kan, en God sal doen wat hy gesê het hy sal doen, en hulle het hulle vertroue daarin gesit. En hier's vir my die mooi in al hierdie hartseer, dat hierdie hele geslag het in die woestyn gesterf, behalwe Joshua en Caleb. Almal wat jonger was as 20, want in daai tyd is die manne wat 20 en ouer was, is gesien as weerbare manne, hulle is gesien as volwasse, en hulle is gesien as die ouens wat kon fight in 'n oorlog. Almal van hulle ouer as 20 het daar in die woestyn gesterf, daai hele geslag, behalwe Joshua en Caleb. Hulle het bly leef, en almal wat jonger as 20 was, hulle het ouer geword, en na 40 jaar, wel eintlik om presies te wees 38 jaar na hierdie geval, hulle het vir nog 38 jaar in die woestyn rondgeswerf. Maar Joshua en Caleb, en Joshua het toe die leier geword wat by Moses oorgevat het, en hy het die volk in die beloofde land ingeneem, volgens sy woorde wat hy 38 jaar gelede gesê het. En hier is, geliefde, sien jy die krag hierin? Dit wat hy daai dag gespreek het,
ten spyte van wat die ander 10 gesê het, ten spyte van die hele volk wat saam met hulle gestem het, het hy en Caleb gesê, ons kan, want God sê ons kan. God het beloof, hy gaan hulle vir ons gee, en daarom kan ons hierdie land inneem. 38 jaar later, pluk hy die vrugte van hierdie woorde, en hy lei die volk in die beloofde lande. Geliefde van Jesus, ek hoop iets van hierdie steek in jou hart vas vandag. Dis my gebed, dat in jou geloof en in jou woorde is die toekoms, nie net van jou nie, maar jy kan die geskiedenis van jou familie, van jou gesin, van jou volk, kan jy help om te shape deur jou geloof en deur jou woorde. God wil die toekoms deur jou vorm. En as jy saamstem met hom, as jy in ooreenstemming kom met dit wat hy beloof het, dit wat in sy hart is, sy gedagtes, sy planne, as jy dit begin glo en jy begin dit spreek, is daar in jou woorde die mag om jou toekoms, maar nie net jou toekoms nie, jou gesin, jou familie, jou vriende, jou kerk, jou gemeenskap, jou land, sy toekoms te help vorm. Ek weet nie of Caleb dit daai dag besef het, dat hy die toekoms, die hele geskiedenis van Israel, gaan herskep deur dit wat hy hier gespreek het, en dis nie woorde wat hy sommer net uit die lug uit getrek het, en wishful thinking gespreek het nie, hy het net in lyn gespreek met dit wat God reeds beloof het. Wat 'n belofte het jy reeds van God af? Wat het jy reeds in sy woord gesien, is waarheid, is sy hart vir jou? Ek wil jou uitnooi vandag, begin om in eensstemmigheid met dit te spreek. Begin net saamstem, eers in jou hart, en dan in jou woorde, met dit wat God oor jou beloof het. En jou toekoms, jy gaan oes wat jy spreek. En jy het vandag die mag om lewe in jou toekoms in te spreek. Dis hoe powerful jou autoriteit is, en jou identiteit as seun van God. Neem vandag daai verantwoordelikheid en daai mag van jou woorde, neem daai swaard op, en sê, Here, help my om te spreek wat u woord sê, wat in lyn met u waarheid, ek wil vir my familie, vir my gesin, vir my gemeenskap, vir my kerk, 'n positiewe toekoms skep, want dis u hart, dis wat u wil hê, en ek stem saam met dit, en ek begin spreek wat u sê, ek begin sien wat u sien, en ek begin spreek wat u sê ek kan spreek. Hemelvader, Baba, help ons, Here, om te glo wat u beloftes vir ons sê, wat u woord vir ons sê. Help ons om u hart vir ons te glo, en help ons om te midde van dit wat ons om ons sien. Dit wat ons sien is nie altyd dadelik dit wat u wil hê moet wees nie. Maar ons kan dit wat u hart is, wat in die hemel is, het u ons geleer, spreek dit, dat daai hemelse werklikheid nou 'n werklikheid op aarde word. Here, help ons om te onthou wat het u oor ons beloof, en steeds lewe oor daai beloftes te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom. Hy is die outeur van jou geloof, van jou beloftes, en hou jou neus in sy woord, dis waar jy sy beloftes en sy hart gaan kry, en sodat jy kan weet, wat kan jy spreek. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening, en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou, en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.